1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storiebeer storie. Luister lekker saam. Die kasteel se spook. Hier is ons, Donald. Dit is Sir Reginald se familiekasteel. Sê Mickey gelukkig. Mickey sien uit daarna om sy goeie vriend Sir Reginald weer te sien. Donald kyk rond. Hy was baie bly toe Mickey hom genooi het om saam met hom Groot-Brittanje toe te gaan. Donald was nog nooit van tevore daar nie. "Is dit die plek?" vra Donald. "Ek het gedink jy het gesê dis 'n eiland, Mickey. Waar is die palmbome? Waar is die swembad?" "Ag Donald, Groot-Brittanje is 'n eiland, maar dis nie 'n tropiese eiland nie." Mickey lag toe hy dit sê. "Wel, hierdie vakansie is nie wat ek gedink het dit gaan wees nie," kla Donald terwyl hy by die trap opstrompel. Die groot houtdeur swaai oop en daar staan Mickey se vriend Reginald. "Dis heerlik om jou te sien, ou maat," sê Reginald. "Ek is so bly jy kon jou vriend saambring." Donald en Mickey volg vir Reginald terwyl hy hulle in die kasteel rondlei. "Kom ons loer by die biblioteek in," sê hy. "Ons kan gou hier 'n koppie tee drink en mekaar beter leer ken." Reginald vra vir Mickey alles uit oor sy lewe in die Verenigde State en Mickey vra vir Reginald hoe dit is om in 'n Britse kasteel te bly. Terwyl hulle praat, kom Reginald agter dat Donald bevoeterd lyk. "Wat pla jou, ou maat?" vra hy. "Dit is nie eintlik die eilandvakansie wat ek in gedagte gehad het nie," sê Donald. "Ek wou gaan branders ry en duik en swem en waterski en bruin brand. Maar ek moet sê, ons het darm ook 'n paar interessante dinge om te doen," sê Reginald. "Wat kan so interessant wees soos branders ry en duik en waterski?" mompel Donald vir Mickey, toe Reginald hulle op 'n toer deur die kasteel neem. "Wel, hoekom gaan kyk julle nie by die Londense toring nie? En daar's ook Buckingham Paleis," begin Reginald sê. "Ah," gaap Donald uit pure verveling. Maar Reginald verstaan dit verkeerd. "Ek is so jammer, kerels," sê hy. "Ek gesels so baie en julle twee het 'n lang reis gehad. Julle is seker albei baie moeg. Ek neem julle na julle kamer toe. Miskien sal jy na 'n goeie nagrus anders voel, Donald." Dit is eintlik waar dat Donald en Mickey baie moeg is na hulle reis. Dit is besig om donker te word. Mickey en Donald pak hulle klere uit en maak reg om in die bed te kruip. Toe hulle koppe op hulle kussings sit, is hulle vas aan die slaap. Dis nog donker toe hulle 'n harde geluid in die kamer hoor. Mickey en Donald sit kersregop in die bed, met oë so groot soos pierings. Daar, in die kamer, staan 'n spook. Hy dra 'n ou wapenrusting, wieg vorentoe en agtertoe. Toe en hou 'n flikkerende kers vas. "Ek is die gees van die groot Sir Chauncey," sê hy in 'n bewerige stem. "En julle slaap in my kamer." "O nee," roep Donald. "Dis 'n regte spook." "As julle in die kamer wil slaap," gaan die spook voort, "is daar iets wat julle van my moet weet en vir my moet doen." "Hm?" sluk Donald senuweeagtig. "Enigiets wat u sê, meneer." "Julle moet op 'n skattejag gaan," sê die spook. "'n Skattejag?" vra Mickey. "Wat is 'n skattejag?" "Sê net wat ons moet doen," snak Donald. "Ons sal enigiets doen wat u sê." "Is die skattejag iets soos 'n reis?" Nee," sê die spook. "Dis 'n soektog. Julle moet in Londen ingaan en alles terugbring wat ek vir julle sê." "Geen probleem nie," sê Donald angstig. "Waarheen moet ons gaan?" "O, oral in en om Londen," sê die spook.
en julle moet 'n aandenking van elke plek af saambring. Daar is 8 plekke. Ek het 'n lys hier. Alles getik. Ek het die lys self getik. Weet julle, op my goeie vriend William Shakespeare se tikmasjien. Wie is William Shakespeare? Vra Donald senuweeagtig en hy kyk rond of hy nog 'n spook sien. Haai, Shakespeare was een van die beroemdste storievertellers in die geskiedenis van Groot-Brittanje, roep die spook verontwaardig. Maar, begin Mickey, hy lyk skielik verward en in gedagte. Stilte, verklaar die spook. Onthou, ek is môre nag terug om my aandenkings te kom haal. En met eens waai die kers dood en Mickey en Donald bly alleen in die donker agter staan. Die volgende oggend aan die ontbyttafel vertel hulle vir Sir Reginald van die spook in die nag. Baie vreemd, sê Reginald. Ek kan nie onthou dat ons ooit 'n spook in die kasteel het nie, maar enigiets is seker moontlik. Ons moet dadelik vertrek, sê Donald bekommerd. Ons moet aandenkings by 8 verskillende plekke gaan kry. Wil jy dalk saamkom, Reginald? Vra Mickey toe hulle opstaan. Sou graag wou, sê Reginald, maar ek's bevrees ek sal dit nie kan maak nie. Te veel werk, weet julle. Nou goed, sê Mickey, toe hulle op 'n verdiepingbus in Londen klim. Ons eerste stop is Trafalgar Plein. Wat moet ons daar kry? Vra Donald. 'n Duif se veer, sê Mickey terwyl hy op die lys loer. 'n Duif se veer? Vra Donald vies. Ons sal nooit 'n duif se veer kry nie. Maar hulle is gelukkig. Daar is so baie duwe op Trafalgar Plein dat hulle dit sommer maklik kry. Hulle bære die veer versigtig en toe stap Mickey en Donald na die Theemsrivier toe. Wat moet ons nou doen? Vra Donald. Nou moet ons Westminster Abbey en die Big Ben besoek. Wie is Big Ben? Wil Donald weet. Big Ben is nie 'n mens nie, sê Mickey. Dis 'n ding. Big Ben is die bekendste klok in die wêreld. Dit is 'n reuse klok in die kloktoring in die parlementshuis. O, sê Donald eerbiedig, terwyl hy vir hulle poskaarte betaal. Toe stap hulle in die rigting van Westminster Abbey. Het ons alles wat ons veronderstel is om vir die spook te kry? Vra Mickey toe hulle in die tou staan om in die Madame Tussauds wasmuseum in te kom. Hier's dit, sê Donald, al die kaartjies en hope poskaarte. Toe hulle in die museum is Donald en Mickey verstom. Daar is wasbeelde van baie van die beroemdste mense in die wêreld. Na die wasmuseum is dit tyd vir 'n boottoer op die Theemsrivier. Die rivier kronkel deur Londen. Die toer neem hulle onder al die brûe deur, ook die Toringbrug. Hou daardie kaartjie, sê Mickey. Het dit, sê Donald. Wat nou? Nou gaan ons na die Londense toring toe, antwoord Mickey. O, Mickey, ek is so honger, sê Donald. Kan ons nie eers iets eet nie? Kan jy dit glo? Daar's ook kos op ons lys, sê Mickey. Kyk, hier's dit. Dit sê tee naby die toring. Bring toebroodjies en koekies. Maar Mickey en Donald kyk eers na die kroonjuwele, die kerkers en die wapenkamers. Nou is dit tyd vir kos, asseblief, roep Donald. Hulle bestel 'n ekstra bord sodat hulle dit vir die spook kan neem. Maar die tee en koekies is so lekker dat Donald sommer die spook se kos ook wil eet. O nee, sê Mickey. Ons vat hierdie kos huis toe. Belaglik, sê Donald. Wat wil 'n spook nou eintlik met toebroodjies en koekies maak? Spooke eet mos nie. Dis seker waar, sê Mickey, terwyl hy nadink. Maar ons moet hulle in elk geval huis toe neem, dink ek. Mickey en Donald neem die ondergrondse trein na die Buckingham Paleis toe. Buckingham Paleis is die plek waar die koningin van Engeland en haar familie woon. Donald staan buite die hek met die hoop om hulle te sien. Ek het nog nooit voorheen die koninklike familie gesien nie. Dink jy dalk hulle sal vir 'n oomblik hulle verskyning maak? Ek is seker hulle sal.
As hulle weet dat jy hier is, terg Mickey. Wat het ons om vir die spook terug te neem? 'n Foto van 'n paleiswag, lees Mickey. Wel, sê Donald, hier kom die wagte. Ek sal sien of ek een van hulle kan kry om vir ons te glimlag. Glimlag? Roep Donald en hy hardloop vinnig na een van die wagte en begin sommer 'n grap te vertel en doen snaakse dinge. Hy het nooit die wagte gekry om te lag nie, maar Mickey het 'n foto van hom geneem. "Sjoe, ek is moeg," sê Donald, toe hulle by Reginald se kasteel kom. "Ek ook," sê Mickey. "Het julle dit geniet?" vra Reginald terwyl hy hulle na die biblioteek toe volg. "Om die waarheid te sê, ek het," sê Donald. "Daardie spook het gesorg dat ons oral gaan, maar ek is bly ons het. Londen is 'n baie opwindende stad." "Ja, dit is beslis," sê Reginald. "Snaakse ding, daardie spook. Wie het hy nou weer gesê is hy?" Donald ril. Hy het gesê hy is Sir Chauncey en ons slaap in sy kamer. "Nog nooit van hom gehoor nie," sê Reginald. "Maar julle is seker baie uitgeput nadat julle die hele nag op was met daardie spook en vandag nog so baie plekke besoek het. Ons sal vanaand vroeg eet." Na ete gaan Mickey en Donald reguit na hulle kamer toe, maar hulle gaan nie dadelik slaap nie. "Ons moet vir die spook wag," sê Donald. "Ons gee dan vir hom die goed en daarna kan ons 'n goeie nagrus geniet." Maar terwyl hulle in hulle stoele wag, raak hulle aan die slaap. En net voor dagbreek laat 'n harde geluid hulle uit hulle stoele wip. "Dis die spook." "Hier is jou aandenkings," sê Donald kort asem. "Ons het alles op die lys. So nou kan jy ophou om by ons te kom spook." Die spook begin skud en bewe en toe haal hy die helm van sy kop af. "Dis ek, Reginald," sê hy en hy giggel. Donald is verstom, maar Mickey begin ook lag. "Hou jy ons vir die gek?" vra Donald verontwaardig. Terwyl hy heerlik in sy vuis lag, verduidelik Reginald: "Dis die grootste pret wat ek in 'n lang tyd gehad het. Jy sien Donald, jy het 'n heerlike tydjie in Londen gehad. Al kon jy nie duik of waterski nie en al is daar nie palmbome nie." "Wel, dit is nogal waar," erken Donald. Toe kyk hy na Mickey. "Maar hoekom lyk jy dan nie verbaas nie, Mickey?" Mickey giggel weer. "Want ek het dit agtergekom," sê hy. "Hoe?" vra Donald en Reginald gelyk. "Maklik," sê Mickey. Toe die spook gesê het, hy het Shakespeare se tikmasjien gebruik. Toe het ek geweet iets is vreemd. Daar was nog nie 'n tikmasjien toe Shakespeare al sy stories geskryf het nie. "Oeps," sê Reginald. "Lyk my ek het 'n foutjie gemaak." "Glad nie," antwoord Mickey. "Ons het baie van Londen gesien. En ons het ook geleer dat vakansies partykeer beter uitwerk as wat 'n mens beplan het. En dis nie al nie. Ek het al hierdie oulike aandenkings om vir almal te wys as ek by die huis kom," sê Donald ingenome. Fluit, fluit, my storie is uit.